Ek gaan vanmôre 'n bietjie oor dankbaarheid gesels. Ek dink die meeste van julle weet ek het oupa geword so 2 weke terug. So ek het baie rede om dankbaar te wees. Halleluja. Die meeste van ons het 'n blikbeker of 'n gewone beker. En as jy dankbaar is, dan kan jy 'n geldstuk net in die beker gooi. En terwyl ek praat, as jy van iets onthou waarvoor jy dankbaar is, dan kan jy 'n sent in die beker gooi. Kom ons kyk 'n bietjie na dankbaarheid. Lukas 17 vers 11 tot 19. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het al stem verhef en gesê: "Jesus, meester, wees ons barmhartig." En toe hy hulle sien, het hy sê hy vir hulle: "Gaan vertoon julle aan die priesters." En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. Hulle het seker gedink, dit moes nog 'n stap van geloof eintlik geverg het om na die priesters te wys, want hulle mag nie naby 'n priester nie as 'n gewone mens gekom het nie, in hulle toestand wat hulle was nie. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het hy omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. Daar staan nie, hy het omgedraai en teruggestap nie. So hulle het net begin stap. Hulle was tog naby Jesus gewees. Toe het hulle al gesond geword. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: "Het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie?" Ons weet hulle die Samaritane het hulle honde genoem. So die Israeliete het nie baie ooghare vir hulle gehad nie, en dis die Samaritaan wat omgedraai het. Soos Pieter wat laasweek woord gebring het oor die barmhartige Samaritaan. Die kerkmense het verbygeloop, maar iemand wat 'n sagte plek in sy hart het gaan stil staan. En hy sê vir hom: "Staan op en gaan, jou geloof het jou gered." So hy is nie net genees liggaamlik nie, ons glo hy is gered ook daai dag. En dan Lukas 15 vers 4 tot 10 lees ons van die verlore skaap en die verlore penning. Watter man onder julle wat 100 skaap het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: "Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê: "Wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het." En dan Lukas 15, die verlore seun, vers 23 sê: "En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees." As jy dankbaar is, dan is vrolikheid deel daarvan. En dan vers 24 sê: "Want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word." En vers 32 sê: "Ons moet tog vrolik wees." Dis wat die Vader sê. "Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind." Ons het nou net gesing van Amazing Grace. As ons van dankbaarheid praat en goed waarvoor ons dankbaar is, kan ons nie anders as om te begin by dankbaarheid vir wedergeboorte nie. Ek dink ons kan daar 'n paar muntstukke in die beker gooi. Ons kan nie by wedergeboorte uitkom as die Here nie die volle prys betaal en ons sonde vergewe het nie. Hebreërs 10 vers 17 sê: "Hy dink
glad nie meer aan ons sondes en ongeregtigheid nie. Een vertaling sê, he deleted our sins. As jy in jou rekenaar die delete knoppie druk, gaan lê die deel wat uitgevee is, gaan lê dan na die asblik. Maar as die Here iets delete, daar's nie 'n deleted bin nie. As hy iets uitvee, dan dink hy nie as meer daaraan nie. As jy oor 'n week sê, Here, ek het laasweek iets verkeerd gedoen en ek het vergifnis gevra, maar ek wil net vandag weer vra, dan sal die Here sê, maar hy kan nie onthou nie, waarvan praat jy nou? So hy delete, hy vee dit heeltemal uit. In 1 Korintiërs 15 vers 17 sê Paulus, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking, dan is ons geloof te vergeefs, ons geloof nutteloos, en is ons nog in sonde. So al hierdie kom neer daarop, op Jesus se kruisweg wat hy gegaan het, maar in besonder, as hy nie opgewek is nie, as hy net gekruisig is, dan, ek dink op een plek sê, dan is ons die bejammerenswaardigste op aarde. So, die kruisiging alleen is net die begin, waar hy vir ons sondes en ons siektes en al ons krankhede gesterf het en gelei is en gemartel is. Maar daar was 'n derde dag wat hy vir ons opgestaan het. Waarvoor ons kan dankbaar wees. Ons gaan so oor 'n rukkie vir ons kinders en ons kleinkinders aan Nieu-Seeland kuier. En ek wil amper nie dink aan die weggaanslag nie. Maar partykeer kan ons dankbaar wees vir die weggaan geleentheid. Johannes 16 vers 7 sê Jesus, julle moet dankbaar wees dat ek weggaan. Ja. Anders sal die Heilige Gees nie kan kom nie. So, hy het ons nie alleen agtergelaat nie. So ons kan dankbaar wees vir die Heilige Gees. En dan kan ons dankbaar wees vir die krag wat ons as gelowiges het. Dis dieselfde krag as wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne in ons. Ja. En dan sê Jesus, saam met dit, as gevolg van die krag wat in ons is, kan ons nog groter werke as Jesus doen. En dan kan ons dankbaar wees oor gebed. Daar's baie dele, veral Johannes 14 rond. Ek dink aan Johannes 14 vers 12 sê, wat julle vra, dit sal Jesus doen. Amen. Alles wat ons volgens sy wil vra, dit sal hy doen. En ons kan dankbaar wees dat daar 'n God is wat luister. Ons bid nie hier 'n skoot in die donker en hoop vir die beste nie. Ons weet as ons bid, is daar 'n God wat luister en ons gebede beantwoord. Ons kan dankbaar wees dat ons daai stukkie gereedskap het, dat ons kan bid. En ek dink net daaraan, ons kan so dankbaar wees dat ons nie moet wag vir 'n sekere geleentheid, wat ons daar by die priester gaan sit en vir hom vra om vir ons in te tree nie. Met die Heilige Gees wat in ons is, kan ons elke dag, enige tyd, enige plek, kan ons net uitroep na die Here toe. En dan, wees dankbaar oor die woord van die Here. Halleluja. Oor die Bybel wat daar is. Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê, God het in die verlede deur die profete gepraat, in die laaste dae het deur Jesus gepraat. En ons weet, Jesus is die woord van God. So ons kan dankbaar wees vir die woord van God wat ons het. Wie het meer as 3 Bybels in hulle huise? Ek sal nie vra wie het meer as 5 of wie het meer as 8 nie, maar in party lande is daar mense wat, as hulle 'n bladsytjie kry, dan leer hulle bladsy uit hulle kop uit, want hulle weet nie wanneer dit word van hulle weggevind. En ons leef partykeer so dat die Bybelstof vergaar. Dis nie meer vir ons kosbaar en iets spesiaals nie.
Maar as so 'n bron, oom Angus noem dit sy landbouhandboek. So al die antwoorde is daarso. Ons kan so dankbaar wees vir 'n hele boek van hom by 1500 bladsye wat ons het waarna toe ons kan gaan in elke situasie. Nou kan ons dink, wees dankbaar oor 'n vrou en kinders en kleinkinders. Wees dankbaar om te kan sien en te kan hoor en oor gesondheid. Ons dink in besonder aan oom Lucas, ons loof die Here vir sy voet wat elke dag bietjie beter word. En ons kan dankbaar wees vir ons lewe wat gespaar is, ons lewe wat gered is. En baie van ons kan na COVID kan ons dankbaar wees dat ons deur COVID gekom het. Ons kan dankbaar wees dat ons kan asemhaal. En dan kan ons dankbaar wees vir vriende, soos julle wat hier so sit. Ons kan dankbaar wees vir Karee 26 se mannebid hier. En wees dankbaar vir wonderwerke. Ons dink aan Rudolf, gaan kyk gerus op Middelburg vir Jesus se Facebook en sy YouTube kanaal, na Rudolf se getuienis waar hy tot bo geklim het en reg agteroor geval het, wat die leer onder hom uitgegly het. En agteroor op sy rug geval het. En soveel mediese wonderwerke waar hy sy tong afgebyt het en die volgende dag wou hulle opereer en toe sal genesing. So mag gaan kyk gerus op Middelburg vir Jesus se Facebook. So baie van ons het wonderwerke waarvoor ons kan dankbaar wees. Ek wil julle vertel van 'n geval. Ek het windsurfing gedoen, seilplankry gedoen. Nou het ek 'n nuwe seilplank. Ek het een keer op 'n dam gery en ek was nie lekker vertroud met die ding nie. Ek is daar by Selfbroem. Die woonstelle sit daar bo en dan stap jy so ver af onder toe en dan kan jy daar in die see ingaan. Baie van ons is dankbaar as ons iets reg kry. En daai dag het ek reg gekry om op 'n manier deur die golwe te gaan. En later was ek nie dankbaar ek het dit reg gekry nie. Ek weet nie hoe ek dit reg gekry nie, want in die see kon ek nie eers dinge lekker reg kry nie, maar ek het reg gekry om in die see in te gaan. Maar die wind het gestoot en op die groot golwe of die duinings is daar sulke ander golwe wat seker so 'n halwe meter of meer hoog is. So die wind het geroer daai dag. Nou laat waai ek het so 'n hak wat ek hy het so wensbeen waarna jy vashou. Nou lê ek so agteroor en my rug stamp so op die water soos ek agteroor lê. En dis vet pret man, en ek geniet dit. En ek gaan lekker diep in. En ek gaan op 'n stadium oor 'n haai net, toe dink ek, jong, ek wil nie nou graag inval nie. Dan gaan ons nou baie goed deur jou gedagtes. Maar dis so lekker, nou gaan ek lekker diep in. En draai toe om. Maar ek kry nie weer aan die gang gekom nie. Met die terugkomslag. Nou waai die wind so skuins land se kant toe. En dan trek ek die seil, maar dan as die seil in die water val, is dit reg as hy so val en jy kan hom net so optrek. Op 'n tydjie val hy so, maar dan omdat die wind jou vorentoe waai, gaan lê die seil so. Nou is hy seil seker 5 meter lank, nou is hy vol water. Nou moet jy daai seil trek en laat hy so opkom. Dan as hy te vinnig opkom, dan kom hy uit die water, dan slaan hy agteroor en dan is hy weer op die plank, want nou weet ek is nou in daai wêreld. Nou stoei ek en dan val ek agteroor en dan stoei ek en dan val ek vooroor in die plank maak so en ek sukkel. Nou waai die wind my en dan sien ek hier is die rotse hier naby. Dink ek, want nou het ek nie beheer waai die wind my waai nie. En sien hier kom die rotse. En toe besluit ek nie, want nou moet ek probeer binne toe gaan. Ag man, chop. Eerste, tweede keer kry ek het reg en dan gaan ek weer. Dieper. Gaan ek diep in man. Nou weet ek myself genoeg kans gee, want ek sukkel om die kant uit te ry. Nou gaan ek ekstra diep in. Selfde storie. Sukkel. Hier kom die rotse nader. Gaan ek weer diep in. En ek bid. Ek het nog nie eens almal gesien nie.
Toe stop 'n motorboot, 'n rubberbootjie. Stop toe by my. Vat my toe uit. Oomblik toe ek bid. En toe ek op die ouene terugkom by die woonstel, wat hulle my toe by die volgende strand afgelaai en daar was 'n skare mense wat gekyk het hoe sukkel ek. En ek loof dit Here vir sy redding daar. Nog een wonderwerk. Toe ek hierdie 'n nuwe bakkie vir my kry. Dit was nou wel 'n tweedehandse bakkie, maar hy was feitelik niet gewees. Vat my vrou my daar na die mall toe waar die bakkie afgelewer het van Johannesburg af. Sy laai my toe daar af. Ek kry die bakkie, diesel bakkie. Op pad terug stop ek daar hier by die engine en kanonkop. En ek sê vir die petroljoggie, maak vol 98. Ek begin my beursie te soek. En ek soek. En ek kry hom nie. Ek weet nie wie van julle was al dankbaar dat jy hom nie kry. En ek soek. Petroljoggie die pyp gevat en ek sê wow. Ek kan nie my beursie nie, ek kom nou weer. En dan ry ek. Op pad terug. Toe tref het my. Ek sou binne 10 minute nadat hy 'n bakkie gekry het, om vol petrol gegooi het, so binne 15 minute sou daai engine afgeskryf het, tot niet gewees het. 15 minute nadat ek daai bakkie gekry het. So ek is dankbaar. So het baie van ons soveel verhale. Oom Lukas se voet het, ek dink as hy nog 'n dag langer nie by daai spesialiste uitgekom het in Pretoria of dalk 2 dae, dan het ons dalk net met so 90% van oom Lukas hierso gesit vandag. So ons is dankbaar vir oom Lukas wat sy voet gered is deur die Here. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Die Here is so goed vir ons. En as ons maar net boekhou van sy goedheid en sy guns, dink ek kan ons elkeen 'n dik boek nou al gehad het. Dit is eintlik so hartseer dat ons 'n dik boek vol dankbaarheid het. En ons onthou net so 'n dun boek. As ons deur donker dieptes gaan, soos Dawid sê, sal die Here nog steeds met ons wees. Amen. Psalm 23 sê, my beker loop oor. Kom ons hoor net, wie se beker loop oor van dankbaarheid. Al die lof en al die eer kom U toe. Al die lof en al die eer kom U toe. U is waardig, waardig, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom U toe. Halleluja, prys die Here. Halleluja. Psalm 100 in die Passion Translation. Lift up a great shout of joy to Yahweh. Go ahead and do it, everyone, everywhere. Ons moet daai dik boeke onthou. Everyone, everywhere. Worship Yahweh with gladness. Sing your way into His presence with joy. So ek wil die wat hierdie video kyk uitnooi na Kareeland 26 elke Vrydag 5:30. Sing your way into His presence with joy and realize what this really means. We have the privilege of worshiping Yahweh, our God, for He is our Creator and we belong to Him. We are the people of His pleasure. You can pass through His open gates with the password of praise.
Come right into his presence with thanksgiving. Come bring your thank offering to him and affectionately bless his beautiful name. Amen. For Yahweh is always good and ready to receive you. He is so loving that it will amaze you, so kind that it will astound you, and he is famous for his faithfulness toward all. Everyone knows our God can be trusted. As jy wonder of jy hom kan glo, dink maar net aan waardeur hy jou alreeds gelei het. Kyk na jou geskiedenis en kyk na die goeie weldade wat hy reeds bewys het. Dankie. Everyone knows our God can be trusted, for he keeps his promises to every generation. Laai gerus the Passion Translation af op jou selfoon. Dankie Jesus. Amen.